eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Geliefdes, ons skriflesing is Psalm 63, Psalm 63, en ek lees uit die letterlike vertaling. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, en dankie Here dat U dit deur die Heilige Gees op ons harte geplaas het om hier te wees vanmôre. Ja, Here, om lof en eer en aanbidding aan U te bring. Ons is hier ook, Here, uit dankbaarheid teenoor U, Koning. Here, ons wil waarlik bid dat U ons ook nou sal seën deur die inwerking van die Heilige Gees. Seën ons in die lees van die woord, seën die prediking, en dat die boodskap ook helder en duidelik na vore sal kom. Dankie, Here, dat ons ook kan bely saam met Dawid, dat U is ons God, en ons is U kinders, dat ons daai identiteit kan besef. Seën ons daarin, Here, en lei ons ook nou verder, in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ek lees graag vir ons voor Psalm 63, 'n Psalm van Dawid. Toe hy in die woestyn van Juda was, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om die sterkte en die heerlikheid te sien. Want U goedertierendheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in die naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink op my bed, in die nag wake oor die pyns, want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel. My siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, en die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God, elkeen wat by hom sweer, sal hom beroem, maar die mond van die leuensprekers sal gestop word. Tot sover. Vers 2, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Tot sover. As hy Ja, geliefdes, ek vra weer eens verskoning as ek so bietjie hoes weens die siekte, maar baie dankbaar dat ons so bietjie kan kyk na hierdie tema. Ons gaan nog steeds aan met die gedagte rondom identiteit. En vandag in besonder die tema, God is ons God. Besef jou identiteit. Nou geliefdes, ja, en ons gaan so bietjie kyk. Natuurlijk kry ons hierdie toneel van 'n droogtes toestand. As ons nou kyk na Psalm 63, Dawid ook, ons weet Dawid vlug vir sy vyande, dis in die tyd ook van Absalom se rebellie teen Dawid ook. Ons sien dit baie duidelik hierso. Nou Dawid natuurlik wat homself bevind in 'n letterlike woestyn, die woestyn van Juda ook, maar hier's natuurlik ook aanduidings van 'n geestelike woestyn, 'n geestelike droogte waarin Dawid homself bevind. En ons sien, ja, almal van ons beleef baie keer so droogtes toestand, 'n geestelike droogtes toestand, tye van teenspoed, stres, van angs, van vrees, teenstand, vyhandigheid van mense af, vervolging van mense, belediging deur mense, moedeloosheid, hopeloosheid, mismoedigheid, 'n toestand van depressie selfs.
So al hierdie dinge aanduiding van 'n geestelike droogte wat baie keer plaasvind, en 10-1 weer eens by Dawid se geval, het hy ook hierdie toestand beleef, hierdie geestelike toestand waarin hy homself bevind. Nie net 'n letterlike woestyn nie, maar op die eind van die dag ook 'n geestelike woestyn. Nou natuurlik in geestelike droogte tye is daar 'n aanslag op ons identiteit. Die vyand is baie lief om dit te doen. Ons identiteit word in slegte tye aangeval. Dit voel soms vir ons of God van ons vergeet, of God ons verwerp, of God nie sien nie, of God nie hoor nie, of God nie luister na ons hulp geroep nie, of God nie ingryp in ons lewens nie, in hierdie droogte toestand. Ons begin baie keer vra ontwikkel, is ek nog kind van die Here? Is die Here nog lief vir my? Is God kwaad vir my? Is ek goed genoeg vir die Here? Is ek goed genoeg? Is ek te sondig? Is ek te swak? Is ek te nietig? Ek sien nie vrug in my lewe nie, ek sien nie vrug in my werke nie. Wat gaan aan, Here? Soos die skrif sê, en soos ek begeer nie, ek sien nie daai dinge in my lewe nie. Paulus wat het mooi sê, Romeine 7 vers 15 tot 20, dit wat ek wil, dit doen ek, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wie gaan my kan red? Wie gaan my kan help? Ons het laasweek juist gepraat oor ons identiteit as geredde sondaars, geheiligde sondaars. Maar onthou, dis in hierdie droogte toestand wat ons baie keer gebombardeer word met hierdie vraag wat ons het. Ons identiteit in die Here wat aangeval word. En het kan selfs op 'n punt kom wat ons sê, maar bestaan God werklik? Is God nog regtig? Is alles nie maar net opgemaak, is nie maar net 'n storie nie. Ek bedoel, kyk al hierdie dinge wat aangaan. Is hy regtig? Is hy regtig God? Is hy regtig my God? Weereens alles aansla op ons identiteit. Nou, Dawid gee vir ons mooi lesse hierso. Die eerste beginsel wat Dawid vir ons deurgee is bely en staan. Dawid wys in vers 2 'n baie belangrike beginsel, 'n baie belangrike wapen in tye van teenspoed in hierdie woestyn omstandighede, wanneer ons identiteit aangeval word. Wat Dawid doen is, hy bely weer sy identiteit in die Here. Hy bely dit. Belangrik, besef jou identiteit, staan daarop. O God, U is my God, U soek ek. U is my God, ek is U kind. Staan op hy identiteit, besef jou identiteit. Staan op het, maak nie saak wat nie. God is my God, die skepper God is my God, die lewende God is my God, die almagtige, ver verhewe bo alles, is my God. Ek is U kind. Die wêreld, die mense, die bose, wat ook al aansla, wat ook al daar is, sal my nie onderkry nie. Want ek is kind van God. Die lewende Heer is my Heer. God is my God. Ek smag na U. Ek soek na U. Ek het 'n innerlike dryf na U. Al is ek feilbaar, swak en nietig, U is my God. U is die kern van my lewe. Ek soek U. Bely jou identiteit in die Here en staan op jou identiteit in die Here. Selfs in die geestelike stryd, as die vyand jou aanval, proklameer dit. God is my God. Ek is kind van die lewende Heer. Die vyand het nie reg op my lewe nie. Staan daarop. Bely dit. Nou, baie belangrik, behalwe dat Dawid vir ons wys die belydenis van identiteit, doen Dawid ook iets fantasties. Hy kyk terug na sy verlede saam met die Here, of die Here se verlede saam met hom. Hierdie belydenis van ons identiteit, die beseffing en die staan op ons identiteit in God, is nie leeg nie. Dis gebou op iets. Dis gegrond in die verlede saam met God, saam met die Here. Kyk na jou lewe. Kyk na dit wat God al in jou lewe gedoen het. Besef dit.
Dawid begrond dit uit die verlede. Ons sien dit vers 8, ons sien dit vers 3. Hoe God al in die verlede gewys het, hy is God. Hy is Dawid se God. So ook in die moeilike omstandighede, wat ons kan staan op hierdie verlede, van God is my God. Kyk wat het die Here al gedoen. Kyk al die dinge waardeur ons is. Die Here is met ons. Dink terug, onthou al die belewennisse, onthou al die ontmoetings, onthou al die seëninge, onthou al die vrugte, onthou al die uitkomste, onthou al die hulp wat die Here al verleen het vir jou en vir my, net soos Dawid. Die groei wat ons al beleef het in die Here. Jou verlede saam met God, of God saam met jou, bevestig jou identiteit, wie jy is in die Here. So moenie vaskyk in die huidige omstandighede van die woestyn situasie nie. Kyk na die verlede en dit wat God al reeds gedoen het saam met jou, in jou, deur jou en so meer. Jy is 'n kind van God. God is jou God. Nou geliefdes, hierdie beginsel is dan natuurlik ook gegrond in die verbond. Die verbondsbeginsel. Hierdie verlede as bewys van jou identiteit in die Here, van God se inwerking op jou. Dit is weer alles gegrond op die verbondsbeginsel. Soos God ook 'n verbond met Dawid gesluit het, onder andere in 2 Samuel 7, verse 12 tot 13. Daar's 'n verbond gesluit. Verbond, verhouding, vaste kontrak, vaste testament, 'n vaste verhouding. 'n verbondsverhouding wat God met jou gesluit het in Jesus Christus en deur die wedergeboorte van die Heilige Gees. Jy is beseël deur die Gees as kind van God. Nie hoe perfek en volmaak jy is nie, maar of jy 'n verhouding het met die lewende Heer. 'n vaste testament van kindskap en 'n vaste kontrak wat in die Here gesluit is. Die belangrike om te besef met die verbond is dat die verbond, die verhouding deur God begin is. Onthou weer eens, geliefde, God het jou geroep. God het jou gekies. God het deur sy woord en sy gees ingewerk in jou lewe. God gaan jou nie in die helfte los nie. Jy syne. Hy het beweeg. Jy het net geantwoord op sy roepstem. Jy het net teruggekies vir die Here. Dit gee 'n vaste versekering in die Here. En ons sien dit oral deur skrif weer eens, soos met Abraham, die vader van alle gelowiges. Soos met die Jode, soos met die 12 disippels, soos met Paulus op die Damaskus pad, soos met kinders van die Here tot vandag. Die Here beweeg eerste, die Here roep, die Here kies, die Here bring jou in verhouding. Alles gegrond in die verbond wat God met jou en met my het, net soos met Dawid. Om te staan op die verlede, en die verlede gebou op die verhouding, die verbond, 'n vaste verhouding. Want belangrik is dit gee vir ons op die einde van die dag ons volgende beginsel, versekering. Versekering. Hierdie werke van God van die verlede, alles gebou op hierdie verbondsverhouding, dit gee weer vir ons versekering. In tye van nood, in tye van probleme, in tye van uitdagings, in tye van 'n woestyntog, gee dit vir ons versekering, 'n vaste versekering, nie van mense af nie, maar van die Here af. 'n Vaste versekering dat God is ons God en jy is kind van God. Maak nie saak die uitdagings wat die vyand probeer bring oor jou pad nie. 'n Versekering dat God soos in die verlede ook vandag sal help. Hy is getrou. Hy sal sorg. Hy sal uitkomste bring. Soos in die verlede, so ook in die hede. Ons sien dit in vers 4, ons sien dit in verse 8 tot 9, waar Dawid dit ook vir ons bevestig. 'n Versekering in God, 'n versekering in God se beloftes. Hy is getrou. Jy kan hom vertrou. Ja, al is die uitkomste nie dadelik nie. Al moet ons soms deur 'n toetsing of 'n loutering gaan. Hou vas aan die versekering. Hou vas aan wie jy is in die Here.
Hy is getrou. Hou vas aan hom, maak nie saak, goed of sleg nie, bly in hom, en sien weer sy werke, ook in jou lewe. Ons het 'n versekering in die Here. Nou Dawid leer ons 'n laaste gedagte wat ek graag wil deel, is om die Here dan ook te loof en te prys. Om die Here te loof en te prys. Loof hom, prys hom, oor hy jou God is, oor die Here se werke, verlede en hede, oor sy verbond met jou, oor die versekering wat jy het in hom. Loof en prys die Here. Nou ek weet in tye van benoudheid en uitdagings en probleme, voel dit vir ons die laaste ding om te doen is om die Here te loof en te prys. Maar ek wil vandag vir jou wys dit wat Dawid ook doen. Selfs in die woestyn tog, selfs in die droogte toestand, loof en prys die Here. Maak die naam van die Here groot. Maak nie saak wat die omstandighede en situasie op die einde van die dag is nie. Lofprysing is so belangrik in tye ook van teenspoed. Nou wetenskaplik, ek bring hom nou maar net in, ons weet dit, maar dit skei dopamine af, wat ons emosies natuurlik lig, wetenskaplik. Maar belangrik, geestelik, emosioneel, lofprysing is 'n teengif vir mismoedigheid. Tydens lofprysing besef ons weer die waarheid. Ons besef die beloftes van die Here. Ons onthou weer die versekering wat ons het in God. Ons bely ook weer eens ons identiteit in die Here. U is ons God. Ons is u kind. Ek is u eiendom, Here. U is my God. Dis 'n versterking in tye van teenspoed. So in daai tye van teenspoed, geliefdes, loof en prys die Here. En jy gaan sien hoe vinnig die vyand vlug. Ek sluit vir ons af en ek vat net vir ons so saam ook. Ons identiteit in Christus word soos Dawid baie keer aangeval. En dit word veral aangeval in droogte tye, in woestyntogtye, in tye waar dit moeilik gaan, in tye waar daar uitdagings is. Dis in daai tye waar die vyand ons identiteit probeer aanval. So kom ons leer uit Dawid se voorbeeld. Hierso in Psalm 63. Bely jou identiteit weer. Bely. Besef dit, glo dit, staan daarop met alles. God is my God. Ek is sy kind. Belangrike stap. Versterk hierdie identiteit deur jou verlede saam met God. Onthou die verlede. Onthou dit wat die Here alreeds gedoen het in jou en my lewe. Staan daarop. Besef dit. Deur die waarheid van die verbond ook te onthou. Om te besef dat die Here het my geroep en gekies. Ek is sy kind. Die Here gaan my nie los nie. Ek is steeds sy kind. Ek is sy eiendom. Ek behoort aan hom. Hy is my God. Hierby deur te staan in die versekering wat ons het. Uit die werke van die verlede, uit die verbondsbeginsel, dit gee vir ons versekering vir die moeilikheid wat nou voor lê. Staan in die versekering. God is my God. Ek is sy kind. En belangrik, doen dit ook deur lofprysing te gebruik as 'n verdere bevestiging van ons identiteit en van wie God op die einde van die dag is, van die waarheid. Gebruik lofprysing. Bring lof en eer en dank aan die Here, of het goed gaan en of het sleg gaan. Bring eer aan die lewende God. En soos ons almal weet, die getroue God, die God van Dawid, het op die einde van die dag uitkoms gebring vir Dawid uit hierdie situasie. Ons weet dat Dawid is deur hierdie woestyntog, hy is deur hierdie droogte toestand, hy is in ere herstel as die koning van Israel. Ons weet dit. So in die benoude tye, voel het soms of daar nie uitkomste is nie. Kom ons doen wat Dawid doen. Kom ons volg sy voorbeeld. Kom ons besef ons identiteit. Kom ons besef God is ons God. Staan in die Here. Die uitkomste gaan wees. Die uitkomste gaan kom. Weet dit. Glo dit. Vertrou dit. En staan op jou identiteit. God is my God. Amen. Kom ons sluit die oë.
Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir u woord, en Here, dankie vir al die waarheidsbeginsels wat u vir ons gee in die skrif, en hier vir Dawid, Here. Dankie dat ons uit Dawid se verhaal en hierdie psalm kan leer, kernbeginsels wat nodig is in tye van 'n woestyntog, in tye van 'n droogte toestand. Ja, Here, in hierdie tye word ons identiteit so maklik aangeval en ons begin so vinnig twyfel in u, Here, en ons twyfel in onsself, ons twyfel of u nog ons God is en of ons nog die kinders is, Here. Here, help ons dat ons in hierdie tye nie sal twyfel nie, maar eerder weer sal staan in die belydenis dat u is ons God en ons is u kinders. Help ons, Here, om het te bely, om daarop te staan, maak nie saak wat nie. En dankie, Here, dat het nie leeg is nie. Dankie dat het gegrond is op die verlede en die dinge wat u in ons verlede al gedoen het, Here. Die pad wat u al so met elkeen van ons gestap het tot hier, Koning. Elke ding wat bevestig dat u is ons God en ons is u kinders. Dankie, Here, dat u ons geroep het tot verhouding, dat ons weet, u het ons geroep, u het ons gekies, u het ingewerk deur die woord en die gees, ons is u eiendom, en u gaan nie u eiendom in die helfte net los nie. Dankie dat ons het besef, Here, en dankie dat ons daardeur weer kan staan in die versekering, Here, van wie u is, wie ons in u is, en die versekering, dat die uitkomste sal wees. Help ons, Here, om te glo, om te vertrou, om vast te hou aan u, maak nie saak wat nie, want ons weet, soos met Dawid, al was hy hier in die woestyn tog, dat die uitkomste is daar, en het sal ook wees vir elkeen van ons, in ons woestyn toestand, wat ons miskien beleef tans. Help ons, Here, om altyd vast te hou, aan ons identiteit in u, en dankie dat ons kan bely en erken, dit kan proklameer, dat die vyand, mense, wêreld, bose en alles kan hoor, God is my God. Ek is 'n kind van die Here. Help ons, Here, in hierdie tyd, om daarop te staan, maak nie saak wat nie. Ons dank u, Here, vir u goedheid. Ons loof en prys en eer u, selfs in tye van 'n woestyntog. Ons maak u naam groot, Here. Dankie daarvoor. U is die skepper God. U is die herskepper God. U is die almagtige, ver verhewe bo alles. U is ons God. En ons dankie daarvoor. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Dankie, geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van u koninkryk wil gehou